Baie hartlik welkom by die erediens vanoggend. Baie welkom ook aan jou wat digitaal by ons inskakel. Mag vanoggend se erediens ook vir jou besondere betekenis hê. Vriende, die afkondiging het voor die tyd op die skerm geflits. Ek wil net 3 van hulle weer herhaal as gevolg van die nabyheid daarvan. Die eerste is ons Kerssangdiens wat volgende Sondag om 9:00 hier in die erediens plaasvind. Dit is 'n gesamentlike erediens, ook met die gesinsdiensmense. Dan die tweede is ons gemeenteete wat 'n week later is op die 5de Desember. Dit lyk my ons gaan genoeg pampoene om te eet. Jy moet bespreek asseblief terwille van die logistiek en maar net jou eie drankgoed saambring. Die kos is heeltemal gratis. Dan die derde afkondiging, die senior jeug, die sluit vanoggend af. As ek so na die prentjie kyk, dan lyk dit vir my dit gaan ook 'n baie lekker afsluiting wees direk na die erediens. Dan is daar iemand wat vandag verjaar op hierdie dag? Goed, dan vra ons net voorbidding ook vir Jane Bentley wat siek is. En ons dink aan almal in die gemeente ook van die wat ons nie van weet nie. En ons bid ook vir mekaar en dra mekaar aan die Here op. Vriende, lig is 'n simbool vir God. Die Bybel praat van God as lig. Ons as gelowiges is ligdraers in die wêreld, maar die woord van die Here word ook in die Bybel met die metafoor van lig benoem. Die psalmdigter sê, u woord is die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. Daarom steek ons ook 'n kers aan, net as simbool van die woord van God, waar dit ons preek vanoggend as die lig vir die wêreld. Abby gaan vir ons die kers aansteek. Dankie, Abby. Prys die Here ons God. Kom buig in aanbidding voor hom. Hy is heilig. Amen. Vriende, die heilige drie-enige God groet ons vanmôre in hierdie erediens met sy genade en sy vrede. En ons gaan nou staan en dan gaan ons antwoord op die seëngroet van die Here met 3 lof- en aanbiddingsliedere. Ons eerste lied is lied 169 waarin ons die lof van die heilige God besing. Dan lied 188, nou die interessante vriende is dat die teks van hierdie lied so ver terug dateer as 1636. Dis nog voordat Jan van Riebeeck aan die Kaap geland het. Die drie-enige God is die bron van alle lewe. En dan lied 458, ons besing die lof en die eer van die God aan wie al die mag behoort. 169, 188 en 458 tot lof van die Here. Ek lees iewers dat iemand sê, in die erediens word die gemeente stil vir God, maar die gemeente laat ook die lof van God weergalm. Kom ons sing soos iemand aan die straat verbyloop, dan moet ons hoor vanoggend hoe weergalm ons die lof van God in hierdie diens.
Goeiemôre, liewe huisgenoot. Kom, ons sluit ons oë. Kom, laat ons juig tot eer van die Here. Laat ons jubel oor die rots by wie ons redding vind. Vader, 'n dag in u woning is beter as 1000 daar buite. Daarom dankie dat ons vanoggend in die huis mag wees. Here, maar ons besef dat alles hier net om u gaan. En daarom, Here, wil ons vra dat u ons harte vanoggend sal oopmaak, dat ons die woordverkondiging van Dominee Andrei ter harte sal neem. En Vader, te midde van alle uitdagings en ellende daar buite, Here, ons weet ons kan in oorwinning lewe, want Christus is ons koning. Aan hom alleen die eer. Soli Deo Gloria. Amen. Dankie Rensha. Ons skriflesing vanmôre, vriende, Matteus 4, ons gaan lees vers 1 tot by vers 11. Matteus 4 vers 1 tot 11. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê: "As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word." Maar hy antwoord: "Daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom." Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom: "As u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie." Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: "Dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Daarna die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Tot sover ons skriflesing. Vriende, mens sou natuurlik nou heelwat vrae kon vra rondom die gebeurtenis wat hier in ons teksgedeelte beskrywe word. Dis byvoorbeeld 'n vraag of Jesus nou regtig die versoekinge beleef het. Jesus is nog God en God kan nie sonde doen nie. Dit help nou nie om God te versoek nie. 'n Ander vraag sou wees of 'n mens nou regtig 40 dae en 40 nagte sonder kos kon bly. En hoe kan 'n mens nou van een berg af al die koninkryke van die wêreld sien? Nou is dit belangrik, vriende, om te onthou dat die Bybel nie 'n geskiedenishandboek wil wees nie, of 'n wetenskaplike handboek nie. Bybelse feite bots partykeer met mekaar. Vanuit 'n wetenskaplike hoek sê die Bybel partykeer snaakse goed. Maar onthou nou, die Bybel is 'n boek van die geloof. En daarom moet 'n mens heel eers vra, wat sê die Bybel oor geloof? Wat wil hierdie gedeelte vir ons sê oor geloof? Oor ons verhouding met God? Dis belangrik, vriende, om altyd te gaan kyk na die konteks van enige skrifgedeelte. Hoekom word hierdie verhaal nou juis hier geplaas en nie na hoofstuk 15 of hoofstuk 25 nie? Die feit dat hierdie verhaal volg op die doop van Jesus het alles te doen met die boodskap van ons teks. Die versoekingsverhaal is 'n baie belangrike verhaal in die Bybel. Dit kom in 3 van die 4 evangelies voor. En elke keer word dit voorafgegaan met die doop van Jesus. Wat beteken dat die gebeure in ons teksgedeelte ten nouste aansluit by wat daar in die Jordaanrivier gebeur het. Dit wys op 'n praktiese manier hoe dat Jesus as die seun van God
deur sy totale ongehoorsaamheid aan die Vader die duiwel oorwin. Dis die betekenis van hierdie verhaal. Die klem val in die verhaal natuurlik nie op die duiwel nie. Die klem val op Jesus. Die duiwel het eintlik maar 'n klein rolletjie. Sy hoofrol in hierdie gebeurtenis is om Jesus se gehoorsaamheid uit te lig en te bevestig dat hy die seun van God is. Daai sinnetjie as u die seun van God is, beteken eintlik aangesien u die seun van God is. U sien by die doop sê die Vader, dit is my geliefde seun, en die gebeure van ons teks bevestig dit. Dit is ook belangrik om te onthou dat Matteus skrywe vir Jode wat verskillende verwagtinge gehad het van die Messias. Allerhande verwagtinge wat nie met die Bybel geklop het nie. Vir sommige was hy iets soos 'n skouspelagtige, nasionalistiese Messias wat vanuit die wolke van die hemel sou kom om sy volk te verlos. Ander het verwag dat die Messias allerhande wonderwerke sou doen om te bewys dat hy die verwagte Messias is. Party het selfs geglo dat die Messias 'n onsterflike generaal sou wees wat hulle van die gehate Romeine sou verlos, ensovoorts. Nou sien jy hoeveel verwarring daar rondom hierdie figuur was van wie die stories nou rondloop dat hy die Messias is, die seun van God. Die aktualiteit van die boodskap vir ons is dat daar vandag nog verwarring is oor wie Jesus regtig is en hoe ons sy woord reg moet verstaan. Om die evangelie, die goeie nuus van verlossing te verstaan vir jouself en vir die wêreld rondom jou, moet 'n mens verstaan wie Jesus Christus werklik is. As Christene nie verstaan wie Jesus is nie, sal ons ook nie die evangelie verstaan nie. En dan sal ons soek na allerhande maniere van verlossing. Dit is die sentrale betekenis van hierdie verhaal. Om te sê dat Jesus die seun van God is wat na die wêreld toe gekom het om vir hom kinders te verlos. 'n tweede belangrike punt in hierdie verhaal gaan oor Jesus se gehoorsaamheid aan die wil van die Vader en daarmee sy gehoorsaamheid aan sy roeping. In die eerste versoeking gaan dit oor die vraag: sal Jesus nou sy messiaanse krag misbruik ter wille van homself? Ter wille van homself om die pyn en die lyding van die kruis weg te vermy? Of sal hy bereid wees om die pad van lyding en dood te aanvaar, soos wat dit die wil van die Vader is? Dit was Jesus se toets. Sy reaksie in vers 4 beklemtoon dat brood vir die lewe nie genoeg is nie. Die belangrikste ding is die verhouding tot die wil van God. Die tweede versoeking werk in dieselfde trant. By die tempel sou Jesus op skouspelagtige wyse sy messiaskap kon bewys en 'n einde kon maak aan alle bespiegelinge. Maar dis nie soos God wil nie. Die tempel was ook die plek van goddelike beskerming. Die duiwel wil vir Jesus in dodelike gevaar stel en God verseer om sy seun te bewaar. Jy sien die duiwel daag vir Jesus uit om misbruik te maak van die belofte van bewaring in Psalm 91. As Jesus weier om te spring, dan aanvaar hy die pad van gevaar en lyding. In die derde versoeking maak Satan 'n bespotting van die raadsplan van God. Uiteindelik sal al die mag in die hemel en op die aarde aan Jesus behoort. Maar die versoeking lê daarin om 'n kort pad te loop. Maar daar moet eers iets gebeur. Hy moet eers die pad van lyding en vernedering loop. Eers dan het hy sy taak vervul. En dit sal hy doen sonder om links of regs af te wyk. Nou vriende, soos wat
Satan probeer het om vir Jesus te laat afsien van die kruisweg en so seker te maak dat hy sy doel mis, sodat sy koms na die wêreld toe misluk. Stel die duiwel elke dag vir ons strikke om ons in ons missie as gelowiges te laat misluk. Ons staan daagliks voor die groot versoeking om toe te gee aan 'n gerieflikheidsgodsdiens. 'n Godsdiens wat nie veel van ons vra nie. 'n Lidmaat van een van die gewilde kerke in die stad gesels met Marita en sê vir haar, daar by ons lol hulle nie met ons om 'n ouderling te word of betrokke te raak by die gemeente nie, hulle los ons uit. Ek het self op 'n stadium 'n erediens van die kerk gaan bywoon. En die dominee het 3 keer in die erediens gesê, onthou net, hier gaan dit nie oor iets wat jy moet doen nie. Jy het geen verpligtinge nie. Hier het jy net voorregte. Jy sien vriende, 'n gerieflikheidsgodsdiens wat niks van ons vra nie. En dis waartoe die duiwel ons versoek. Ek dink ons is dalk skuldig dat ons allerhande beloftes maak by belydenisaflegging, by huweliksbevestiging, by die doopvond, by kerkraadsbevestiging, sonder dat ons dit regtig ernstig bedoel of ons later daaraan steur. In so 'n godsdiens gaan dit nie om God nie, dit gaan om onsself. Ons het in die atletiekwêreld 'n uitdrukking, no pain, no gain. Dit beteken as jy nie bereid is om hard te oefen, die swaar kry en stres daarvan te vat nie, dan gaan jy nie lekker hardloop nie, ook nie goeie tye op die wedloop behaal nie. Ons teksgedeelte waarsku ons vanmôre na kortpaaie en die soeke na gain without pain. En dit het nou niks te doen met 'n verlossing deur eie inspanning nie, maar om die gevolge van Christen wees tot sy volle konsekwensies te aanvaar. Anders beteken ons godsdiens vir ons en vir die wêreld nie veel nie. Sien vriende, Christene is nie daar om sterk te wees en mag te hê nie. Wanneer die kerk van die Jesus verval in 'n soeke na heerskappy en mag, verstaan hy nie die evangelie nie. As die kerk regtig kerk van Jesus Christus wil wees, Jesus die gekruisigde, dan moet ons afklim van die suksestrein en die pad van Filippense 2 loop, die pad van selfverloning en nederige diens. In plaas daarvan om op ons regte te staan en ons eie belange te soek, sal ons moet leer om soos Jesus af te buk en voete te was, want die koninkryk van God lê in selfverloning en nederige diens. Ook ware grootheid in die koninkryk van God. 'n Gemeente kan net wees wat hy behoort te wees, wanneer hy 'n diensknegt van die wêreld is met al sy materiële, liggaamlike, psigiese en geestelike nood. Wie het jy opgelet het nie dat al die aanhalings van Jesus uit Deuteronomium kom, uit die woestynngeskiedenis van Israel. Sien, op 'n manier word die ongehoorsaamheid van Israel en hulle onvermoë om die verbond van die Here te hou, gekontrasteer met Jesus se volmaakte gehoorsaamheid. Hy kom vir ons doen wat ons nie in staat is om self te doen nie. Hy kom die verbond met God in ons plek na. Hy kom doen alles wat nodig is vir ons verlossing. En so vriende, leer ons teksgedeelte ons vanmôre opnuut wie in beheer is van die wêreld. Jesus het die duiwel gewen. En om dit te weet, laat ons moed skep vir die versoekinge wat elke dag oor ons pad kom en te doen wat God se wil is. Daai gebod in die Ons Vader gebed lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Laat ons bid vir verlossing van die sonde in al sy gestaltes. Om te bid vir verlossing van die bose is om te weet dat ons nie magteloos staan teen hierdie magte nie. Deur sy kruis en opstanding het Jesus Christus hierdie magte oorwin. Hulle godloosheid het nie die laaste woord nie.
Jesus wat ons leer bid, verlos ons van die bose. Hy is die Here. En aan die ander kant, vriende, is hierdie gebed juis ons troos wanneer ons moedeloos wil word voor versoekings. God het ons 'n wapen gegee teen die verleiding van die versoekings. Ons kan bid. En in die gebed kan ons die werklikheid van versoeking erken. Nie maak of dit nie daar is nie. En terselfdertyd die mag van God daaroor erken. God is nie die oorsaak dat daar versoeking oor ons pad kom nie, maar die Here bewaar ons daarin. Ons vra in die gebed nie dat daar geen versoekings oor ons pad sal kom nie. Dan sal ons immers nie mense wees nie. Hierdie bede in die Onse Vader is juist deel van die gebed om ons wat dit bid daaraan te hinder dat ons mense is en nie engele nie. Versoekings sal daar altyd wees, maar ons is nie magteloos wanneer dit kom nie. Let nou mooi daarop dat Jesus uiteindelik sê, gaan weg van my, Satan. Gaan weg agter my. Ons moet leer om te sê, gaan weg van my, Satan. Ons bid nie net dat die Here ons van die bose sal verlos nie, maar ons bid ook vir ons verantwoordelikheid om in ons binnekamer te stry teen versoeking. Die gebed in die binnekamer help ons om te stry teen versoekings in die lewe daar buite. 'n Christen moet altyd in opstand wees. Nie die opstand van die gebalde vuis of die gelaaide geweer nie, maar die opstand van die geboue hoof. Amen. Vriende, gaan ons 'n paar oomblikke van stilte gee waarop jy kan net dink oor die woord van die Here wat vanmôre na ons toe gekom het, hoe dit jou lewe raak en hoe jy daarop kan antwoord. So 'n paar oomblikke van stilte. Ons teksgedeelte herinner ons daaraan dat die duiwel en die bose oorwin is deur Jesus Christus. Kom ons sluit daarbey aan en ons herinner mekaar om te leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo. Psalm 57, die tweede strofe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by ons almal.
Seën vir die dag.